Welkom by ouma Martie se kombuis. Vandag sal julle sien die kombuis lyk so bietjie anders. Ons kuier by ons kinders in Denemarke. Alles is dieselfde as by ons, tog anders. Ek gaan vir julle boerbeskuit wys hoe om dit te bak. Kom ons kyk hoe lyk dit. Ek het 1 kilogram koekmeel. Dit lyk so. Hier by hulle, dit sê Deense wit meel. Dan het ek 'n half koppie suiker, soeker. Ek het 30 gram margarine, wat so lyk. Ek het 3 teelepels sout. Dis hulle sout en ek het 2 eiers. Dan het ek ook 'n pakkie kitsgis, wat by ons sê kitsgis. Hier by hulle is daai woord, ek kan hom nie eers uitspreek nie, maar dis definitief kitsgis. So wat ek mee gaan begin, ek het 'n bakkie, ek het 700 ml water, dis warmder as lou, want ek wil eers my suiker smelt en my botter of my margarine en dan gaan ek my eiers daarby gooi. Ek gaan net die sout by die meel gooi. So ek wil hê hierdie goed moet eers, die suiker moet oplos en die margarine moet smelt en dan gaan ek net die eiers daarby klits. So dis hoekom my water warmder is. Ek het 'n bietjie ekstra lou water as die deeg te sag is, te hard is om nog water by te gooi en ek het ekstra meel om die meel as hierdie water te veel is. My suiker in. Ek gaan dit eers roer. Ek gooi my sout en my suurdeeg by my meel. Om te vergeet ek die suurdeeg. So die suiker smelt redelik vinnig, want die water is redelik warm. Maar ek kan nie die baie warm water, ek moet dit so bietjie laat afkoel voor ek dit by my meel en suurdeeg gooi. Ek het die margarine uitgehaal en in die mikrogolfoond gesmelt, want dit gaan 'n ewigheid vat om dit hier gesmelt te kry. Ek gaan die eiers net so klitsie met 'n mes 'n gevurk gee voor ek dit hier bygooi. Ek gooi my suurdeeg oor. En my sout. Dis my margarine wat nou gesmelt het. Is nog nie heeltemal gesmelt nie, maar ek glo soos ek met dit werk sal dit smelt of fyner word. My eiers. Ons het nie al die geriewe wat ons by ons huis in Suid-Afrika beskikbaar het nie, so ons gebruik hier wat beskikbaar is. So ek gaan hierdie net bietjie meng, die meel en die sout en die suurdeeg. Maak so 'n gaatjie vir jou in die meel en gooi al hierdie watermengsel in. Net eers voel dit voel. Dis nou net lou. Die 700 ml water is te veel, so ek gaan nog meel bygooi. Die meel is heeltemal anders as ons meel in Suid-Afrika, so as ek beskuit, karringmelkbeskuit of iets hier bak, dit kom heeltemal anders uit as by ons. Hier is hulle kookolie. Gaan net so 'n bietjie hier uitgooi. Nou moet ek dit ten minste vir 10 tot 15 minute knie voor hulle eers reg gaan wees. Omdat dit beskuit is, kan hulle maar goed geknie word, want dan rys hulle baie, baie beter. So.
So werk maar net jou deegie. Sorg dat daar altyd 'n olietjie onder is. Hierso kan jy ook, as jy varkvet het, kan jy dit ook hier gebruik. Dit gee tog 'n ander smaak in die deeg, in die beskuit. Ons gaan dit nou in 'n bakkie sit, die bakkie waarin ek dit gemeng het. En dan gaan ek 2 warmwatersakke maak en onder die bakkie sit, want dit is nog onder die 20 grade hierso, so die huis is warm, maar ek dink nie hy is warm genoeg vir die goed om te rys nie. So ek smeer hom onder met die kookolie en in die kante. Julle kan sien hoe groot hy is. Die bolletjie, hy gaan definitief moet 2 tot 3 keer so groot word. Hier is my 2 warmwatersakke, dis net gewone geyserwater wat ek hier in het. Sit my bolletjie deeg op. Sit 'n plastiek sakkie bo-oor. En nou gaan ek nog 'n kombers bo-oor dit sit, dat hulle lekker hitte kry. So ek skat hulle gaan ten minste omtrent 2 ure so rys, en dan sal ons dit opmaak in beskuite, vir julle wys hoe om dit te doen. Soos julle kan sien het die deeg redelik gerys. Ek gaan dit net so bietjie afknie en weer neersit dat hulle weer rys. Want ek glo dan gaan ek 'n baie fynere tekstuur in my beskuit hê. Die deeg is lekker warm. So dit sal baie vinnig weer rys. Nou gaan hulle weer terug na die warmwatersakke toe. En daarna gaan ons hulle in die, as hulle weer gerys het, gaan ons hulle in die panne sit. Soos julle kan sien, hoe mooi die deeg gerys, die tweede keer. So ek het so 'n pan, wat ek net gaan met margarine ondersmeer. En die beskuit insit. My dogter het net 1 broodpannetjie, so ons gaan hierdie pan gebruik. So hulle het sulke gesmelte margarine of botter, wat hulle gebruik 'n loopbare botter. Julle kan sien, ek gaan dit gebruik om die beskuit mee op te maak, in plaas van kookolie. Ek hou daarvan om die pan so skeef te sit, en dan werk ek van hierdie kant af soontoe. Wat 'n stukkie deeg. Vou hom so onder toe, dat die mooi kant bo is. En dis omtrent hoe groot ek my beskuitkop wil hê. En pak hom so in. Vervat hom, dat jy weer 'n gladde kantjie bo het. En sit hom langs aan neer. Julle sien my beskuitjies is altyd glad bo op. Dit was vanmôre 'n lieflike dag buite, pragtige sonskyn. Ons het sonnetreie uitgegaan. En nou is dit 1:30 die middag en dis mislik en winderig en dit het nou net begin reën. Hier is my beskuite gemaak. So ek gaan hulle nou weer op die warmwatersakke sit, dat hulle kan hitte kry. En as hulle bo die pannetjie uitstaan, sal ek hulle in die oond sit.
So ja, nou is nou, gaan nog gereis. Ek gaan nie iets bo op smeer nie, ek gaan hulle net so in die oond sit. 180 grade vir 45 minute. Ek het hier 'n mengsel van melk en suiker wat ek net so bo-oor gaan verf. Hoopelik sal dit mooi blink maak. Sy, nou gaan hy net so 'n bietjie afkoel en dan sal ek hom oopbreek. Ek het die beskuite nou gebreek. Soos julle kan sien, hulle breek baie mooi op hulle naadjies oop. Ek gaan dit in 'n oond sit by 80 grade en dit gaan omtrent 8 ure daar moet wees. Bak uitdroog voor dit droog gaan wees. Ek sit dit gewoonlik in hier terwyl ons in Denemarke is. Hulle krag is in die aand 11 uur eers bietjie goedkoper. So ek gaan vanaand 11 uur eers die oond aansit om uit te droog. So dit bly basies tot môreoggend in die oond. Dis nou die volgende oggend. Die beskuit het nou deur die nag gedroog.